as ons oor die doop praat. Hoe kan die doop my heilsgoedere en my saligheid openbaar? Ja, ek vat die persoon en ek druk hom onder die water in die doopbad of rivier of see. Ek druk hom onder die water, hy gaan in 'n watergraf. En ek tel hom uit die water uit op. Verstaan? So wanneer ek hom afdruk, dan word hy begrawe, want Romeine 6 vers 4 sê, julle is saam met Christus begrawe deur die doop in sy dood. So my vraag is jy al begrawe? Ja, want jy begrawe die ou sondige mens. Is die ou sondige mens watergraf toe? That's the question. So natuurlik, ander mense sal nou kom en sê, wel, ek is gedoop toe ek 'n baba was. Ja, ek het daai storie al baie gehoor. Ek het ook al so groot geword in een van die gereformeerde kerke en ek was 'n paar jaar gelede in Bybelgenootskap en pastoor Pieter Rode, hy het nou afgetree. Hy sê vir my, Raymond, ek was gou in Kempton Park ingehardloop om gou te sien fiets. En daar staan so 'n ou dominee voor hom. En hy sê vir my, Raymond, kan ek jou voorstel, so korterige dominee, knap man. Hy sê, dit is dominee Delport. Ek wil jou nou voorstel. En ek is like, Rode, jy kan my nie voorstel in dominee Delport nie. Hy sê, hoekom nie? Ek sê, Rode, ek dink was ek om te nou so 10 jaar terug. Ek sê vir hom, ek was in sy kerk gewees 50 jaar gelede in Benoni. Ek sê en 5 jaar voor dit het hy my in Salisbury, Oud-Rhodesia, het hy my na die Here toe gebring. Hy sê ja, dis toe ek Raymond gedoop het, sê hy vir Rode. Hy sê en ek het nooit geen predikant word nie. Ek sê dominee, jy moet nie kom nonsens praat nie. Ek sê nee, kom hierso. Ek sê dominee, ek sit my tee. Ek sê toe ek 'n baba was kon ek my nie tee sê. Ek sê maar nou sê ek vandag vir jou, ek sit my tee. Jy het my nie gedoop nie, jy het my besprinkel. Jy het jou vinger gedoop en my besprinkel. En dan begin hy lag. En hy lag so lekker. Ek sê in die gelaggery, Rodium sê, vertel Raymond wat jy gedoen het. Hy sê, wel, ek was nou verlede jaar in Israel, ek het my laat doop in die Jordaan. En ek het like, okay, so jy's ook nou gedoop, Dominee Delport. So anyway, ons het nou baie lekker gelag oor al die dinge, maar ek bedoel, ons het nou maar, ja, ons het ons goeie gesprek gehad. En as niks aan my verkeerd, dat ouers hulle babietjies en kindertjies bring en hulle in die Here voorstel en kry hulle naampies en die familie en almal is daar. Dis eintlik maar 'n inseën. Maar jy kan nie sê ek is gedoop nie. Doop is doop. Jy kan nie die woord verander nie. Doop beteken iets het onder vloeistof ingegaan. Ek kan 'n bord doop by die wasbak. Dan druk ek hom onder die water. My vrou sal nie daarvan hou as ek my vuilbord vat en ek skiet hom net so nat. Sy sê, jy was hom ordentlik, jy doop hom, jy druk hom maar onder die water en dan was jy hom. So, ek weet ons sê dit nou maar so tongenietjies, maar wat ek wil sê is, wanneer dit kom by doop, ons lag nou daaroor, want ek bedoel, omdat verskillende kerke het verskillende interpretasies. But let's be real and let's get real. En kom ons gaan na die Bybel toe. Kom ons los kerklike leerstellings nou. Ek het ook 'n kerk, en ons het ook ons eie leerstellings in die kerk en al daai goed, maar ons los dit nou apart. Kom ons praat oor die Bybel. As ek oor die Bybel oor doop praat, ek sê al my hele lewe vir iemand, Dominee Badenhorst het jare terug in my eerste gemeente in Frankfurt, toe sê hy wil my sien, want Raymond, jy doop so baie van my lidmate. En ek sê, Dominee, kom ons kuier. Nou sit ons aan sy huis, ek gaan kyk van in sy huis. En hy het nou 'n paar goeders te sê en so aan. Maar ons is nou disippels van die Here en ons is in die klein platlandse dorpie in Frankfurt. En hier is net 2200 mense en ons moet nou almal lekker wees en nou nie moeilikheid maak in die klein dorpie nie. En ek is like, Dominee, maar ek is lief vir die mense net soos jy. Nou is ek jonk, kyk, ek was nogal fit, ek het nou baie gemelle, want ek jonk was, ek kon baie warm onder die kraag raak. Nou sit ek daar by hom in sy huis, en Dominee Badenhorst, ons het baie goeie gesprek gehad. Ek is baie lief vir hulle. Ek het baie goeie predikantsvriende. Ek het 'n dominee van een gekyk wat na my gemeente aanbid en hy gaan saam met my sendingveld toe oor 'n paar weke. Hy preek Sondag in my kerk. Ek het 'n dominee wat in my kerk preek. Maar hy's gewoon 'n dompel en is gedoop met die Heilige Gees. Hallo. He's been there. Maar hoor die ding. Hy's nou nog in die NG Kerk. Maar hy aanbid ook nou by my. Maar hier's 'n interessante ding. En ek sê vir hom, Dominee Badenhorst,
Ek sê, ek het net 3 vrae as dit kom by jou mense wat ek doop. Ek vra vir hulle, het jy Jesus Christus as jou persoonlike saligmaker? Het jy tot geloof in God gekom? Ek sê, want my Bybel leer vir my, ek mag net 'n gelowige doop. Daar's nie een teks in die Bybel, van die 62 dooptekste, nie een, waar iemand gedoop is voor sy bekering. Jy moet eers tot geloof in Christus kom. Ek sê vir hom so, wanneer mense by my kom en hulle bely Jesus as hulle Here, dis my eerste vraag. Ek sê, maar daar's 3 vrae. Ek sê, die tweede vraag is, wanneer moet ek gedoop word? Ek sê, sodra ek tot kennis van die doop kom. Nou dat ek my lewe vir die Here gegee het, ek het tot geloof gekom, en ek besef, dis wat in die Bybel staan, ek moet gedoop word, en die doop is 'n begrafnis van die ou sondige mens. Ek moet in die watergraf kom. Ek sê vir hom, dan het ek 'n derde vraag. Wanneer moet ek gedoop word? Ek sê vir hom, dominee, so gou as moontlik, want baie plekke in die Bybel is mense sommer in die middel van die nag gedoop. Hulle het nie eens gewag tot die son die volgende dag opkom nie. Gaan kyk in Handelinge, hoofstuk 10, onmiddellik, Handelinge, hoofstuk 16, onmiddellik, middernag, 12 uur die nag. Dit was vir hulle so ernstige sak, hulle het sommer mense 12 uur in die nag gedoop, hulle het nie eens gewag tot die son opkom nie. Ek sê, wanneer moet ek gedoop word? Nadat ek my geloof in Jesus bely het, en ek tot die verstaan kom van die Bybelse leer, dat ek het met Christus gestaan, dit is 'n heilige handeling, dit is 'n heilige sakrament, dit spreek van my saligheid. Die Bybel sê, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou. So wat ek nou vir jou wil sê is, ek het my eie lesingkie, né? Jy het joune in jou boek, alright? So jy het hom in jou boek, maar ek het my eie ene. As jy hierdie enetjie wil hê, gaan jy nou baie mooi met my praat. Ek kan hom, as jy wil, ek het hom op my foon, kan hom na Hannes toe stuur, WhatsApp, op 'n WhatsApp, en dan kan hy hom na jou toe stuur. As jy op sy WhatsApp groep is, kan hy hierdie na jou toe stuur. Alright. Ek het my hele lewe lank, moes mense leer, hoekom doop ons soos ons doop? En ek moes dit verduidelik. Toe het ek later jare artikele oor geskryf, so hier sê in my hand. Okay. So wat ek nou gaan doen, ek gaan net in 5 minute, 7 minute, net gou deur hom, en dan, as jy dit wil hê, jy tref al die dooplesing daar by jou, so baie van die goed is daarin. Maar luister hier, hier verduidelik ek dan, wat, hoekom ons praat van die heilige sakrament van die doop, en dan sê ek, die doop, simbolies, verteenwoordig 5 aspekte van my saligheid. En jy gaan dit nou nie daar kry in jou lesing nie, maar ek het dit hier. Want 1, die afwassing van sonde. Luister nou mooi. En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Maar jy sal sê, maar dis die bloed van Jesus wat my sondes afwas. Heeltemal korrek. Maar die doop simboliseer dat dit gebeur het. Ek kan nie sê dat Jesus se bloed my sonde weggewas het, ek kan dit net glo. Maar die doop, wanneer ek dit doen, wetende hierdie handeling, sê ek, soos Jesus se bloed my sondes weggewas het, so word ek nou gewas deur die waterbad van die doop. Alright? Dis wat hier staan, Handelinge 22, vers 16. So die bloed van sondes het weggewas, maar die heilige doop bring dit na vore. En toe hulle vir hom vra, maar wat moet ons doen om gered te word? In Handelinge 2, toe sê Petrus, bekeer julle, laat elkeen gedoop word tot vergewing van sondes. Wel, die vergewing het klaar plaasgevind toe ek my bekeer het, ja, en die doop sit die seël dan daarop, dat dit werklik so is. Die tweede ding is, die doop is 'n begrafnis. Ons is saam met hom begrawe deur die doop. Die derde ding is, die doop red my. Red my? Ek dog is Jesus. Wat van almal wat dan nie gedoop is nie, gaan hulle hel toe? Nee, wag. Hier staan in die Bybel, in 1 Petrus 3 vers 21, waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red. Nee, wag. Voor jy jou aannames maak, die teks is nie klaar nie. Konteks en verband. Ons ook red as wat? Nie as aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God,
om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus. So die doop red my van 'n slegte gewete. Want as ek weet dat die Bybel dit sê, ek doen dit nie, staan ek skuldig voor God. So die oomblik as ek my laat doop, dan is ek like, prys die Here, ek het hom gehoorsaam. Verstaan jy wat gebeur? So die doop red jou van 'n slegte gewete, nie van redding van saligheid nie. Die bloed van Jesus het my gered. Man aan die kruis is hemel toe sonder doop. Daniël hulle en Dawid hulle is almal in die heerlikheid van God en sonder die doop. Hulle kom uit die Judaïstiese geloof uit. En dan wat die doop ook doen, is 'n stap van gehoorsaamheid. Gaan heen, maak disippels. In ander woorde, sal jy God gehoorsaam? Dan moet jy laat doop. En geloofsbeoefening, want toe ek met Filippus praat, hier is 'n baie interessante ding, vir my altyd, Handelinge 8. So die Here gee 'n boodskap vir Filippus, 'n engel wat hom sê, moet gaan op 'n pad, 'n eensame pad van Jerusalem na Gaza. Hier het 'n vreeslike ding gebeur. Kan jy dit glo, 'n ou is op pad, van Jerusalem na Gaza, ek ons pad van 400 km, met 'n ossewa op die pad, hy het 'n klomp water vir sy diere, het hy daar op sy ossewa, en hy is op pad. En nou, die Bybel sê, die engel sê, gaan staan op daai pad. Nou staan hy op 'n eensame pad, nou staan hy, nou kyk hy links, nou kyk hy regs, daar tussen ergens en nêrens. En volgende sê hy oor die bultjie, kom 'n man aan met 'n kapkar. En toe die ou nou hier by hom verbykom met sy ossewa en alles, toe kyk hy hom so en hy sien maar hier sit nou 'n Ethiopiër van Kandasië sit toe op die wa. En die ou het nogal 'n Bybel in sy hand. Hy het in Jerusalem 'n geskrif in die hande gekry. Jy moet gaan lees wat staan in Handelinge 8. Hy het 'n stuk van die Bybel in sy hand. Hy het nie 'n Nuwe Testament nie, want die Nuwe Testament was nog nie geskryf nie. Maar hy het 'n stuk Bybel in sy hand. Hy het 'n Ou Testamentiese rol van die boekrol Jesaja. Die Bybel sê, en hier sit 'n ou op die wa en hy lees die boekrol Jesaja. Ek weet waar hy gelees het. Want hy lees, hy het sy mond nie oopgemaak nie, en in sy vernedering is hy weggeneem. Nou ek weet dit staan alles in Jesaja 53. So hy is besig om te lees van die gekruisigde Christus, een wat aan die kruis sterf. Maar hy verstaan niks van dit nie. Hy kom nogal uit Jerusalem, hy het nie van die apostels om by die Here uitgekry nie. Hy is so ongered soos 'n klip. En die Bybel sê, hy het gaan aanbid in Jerusalem. Maar hy verstaan niks. Maar hy het 'n stuk van die Bybel weet. En die Bybel sê, in Filippus staan so, kyk, en die ou sit hardop en lees, en hy sê, kom hier. Hy sê vir hom, verstaan jy wel wat jy lees? En hy sê, hoe kan ek as niemand my die weg wys nie? Kan jy vir my verduidelik? Hy sê, sekerlik. Hy sê, klim op. En hier's Filippus op die wa. En die Bybel sê, en terwyl hulle voortreis op die pad, voor dit staan daar, en van hierdie skrif af, het hy die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Hy vertel hom van Jesus. Wat het hy hom vertel? Want daar staan, terwyl hulle voort op die pad, kom hulle by water. En hy sê, daar's water. Wat verhinder my om gedoop te word? Hoekom praat hy oor water? Nie Filippus nie. Die evangelis, hy het niks gesê nie. O nee, hy moes. Want wat weet jy nou? Hy weet niks. Hy moes vir hom sê, jy moet jou bekeer. Hy sê vir hom, wel, jy vra vir my, daar's water. So het iewers te water gesien. Hy kom by 'n rivier. Hy het water op die kapkar. Hy sê nie, hier's water, besprinkel my nie. Hy het verstaan. Hy moet aan water kom. Hy sê, daar's water. Wat verhinder my dan om gedoop te word? Jy het gesê ek moet gedoop word. Hy sê vir hom, as jy glo met jou hele hart, is dit geoorloof. Hy sê, gaan lees Handelinge 8, hy sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy sê, stop die wa! Die stop hulle. En daar staan, en hy het albei in die water afgeklim. En nadat hy hom gedoop het, het hulle albei uit die water opgeklim. En toe neem die Gees Filippus weg. En hierdie ou is so opgewonde, hy sien net hierdie ander ou is weg, en hy's like, well, here I go. En hy is die eerste bekeerling van Ethiopië. My lesingkie sal jy dit sien, al 5 het te doen met my geloofsbelijdenis. En wat beteken die woordjie doop? Die woordjie doop beteken, to put into a flute and to withdraw. Dis iets wat jy moet insit, né? So etymologies, die woordjie doop. As ek vir jou sê, ons speel by die swembad, as kinders kan ek altyd onthou, ons is by die swembad, as speel ons, sê ons, kom ons doop hom. Dan sit ons by die swembad, ons skop water in sy gesiggie, wat doen ons? Gryp hom,
Duik met hom in die diep kant in, nê? Of oupa doop die beskuit in die koffie. Hy skiet hom nie dat nie, wat doen oupa? Nee, hulle moet nie lag nie. Hy druk hom in. Dis 'n Nuwe Testamentiese leerstelling, dis nie 'n Ou Testament. Dis nie 'n Ou Testamentiese leerstelling nie. Die Christelike doop is 'n Nuwe Testamentiese leerstelling. Jesus het nie vir sy disippels gesê dat hulle moes mense in sy naam doop nie. Hy het vir hulle gesê eers toe hy die dood uit opstaan, toe sê hy, nou moet julle hulle doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En nie name. Naam, want God is een. So, ek weet ons AGS broers en ek vergewe julle onderdompel mense 3 maal. Wel baie van hulle het dit dalk nodig. Maar want ek wil hulle verweer sal wees, my AGS kollegas. Hulle sal sê daar staan in die naam van die Vader se. Ons antwoord is dan moes daar gestaan het name. Dan se 3 handelinge. Dis 1 handeling. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. God is een. So dis kom ons net 1 keer onderdompel. So en ek sê altyd ek sê net so my broer Frans was so tong in die kies. Dan sê ek altyd vir my AGS broers, sê gou vir my, het die persoon 3 keer in die doopbad ingeklim en uitgeklim? Hy sê nee, hy staan halflyf daar eenmal. Ek sê so jy doop net die boonste gedeelte 3 keer. Die ander gedeelte is net eenmal gedoop, maar net eenmal ingeklim. Ek sê you guys are so funny. Wessel, ons moet dit redigeer asseblief hoor. Ons sal dit uithaal want ek stel vrae so op die spot. Okay, so die Nuwe Testamentiese doop van die gelowige, verduidelik ek, en dan natuurlik die doop is 'n saak van my gewete voor God. Dit is in jou en die Here. Hy beveel jy dat jy dit moet doen. Dis in die orde leer van die skrif, Hebreërs hoofstuk 6. Ek wil net vir jou sê, jy kan dit nie die Bybel uitskryf nie. Dis nie net iets likraak of sommer net so nie. Die Bybel in Hebreërs 6 gee Paulus, wat is die Christelike orde leer? As jy jou Bybel vat en jy lees Hebreërs 6 vers 1, dan lees jy die prediking aangaande Christus, dis die evangelie, die bekering uit dooie werke, jy hoor die evangelie, nou bekeer jy jou, geloof in God, nou bely jou geloof, die leer van die doop, onmiddellik volg die doop, dan die handoplegging, dan die leer oor die wederkoms, die opstanding van die dode, en dan die ewige oordeel. There you got it. Ek het dit vir alles hier in die lesing. En dan natuurlik as daar vrae is oor die doop, ek het 'n klompie van die vrae hierso wat ek behandel, wat ek inteendeel gedoen het, vriende, en ek dink is baie belangrik jy net weet. Ek het moeite gedoen om doodseker te maak dat ek jou kan help met die volgende. Of jy sê waarmee wil ek jou help? Ek lees in my Bybel. Ek weet of jou Bybel dit ook het nie, maar my Bybel sê in Handelinge 16. Lydia die purperverkoopster en haar familie, haar hele huisgesin is gedoop. Wie sê daar was nie 'n baba nie? Wie sê daar kon 'n baba gewees het? Wie sê daar kon 'n baba gewees het? Hoe kon jy nie hand opsteek nie? Jy wil ek met jou ontbloot nie, want jy ken nie jou Bybel nie. Want jy het opgehou met lees. Hoe kon jy nie aan met lees? Vers 40 van dieselfde hoofstuk sê, en toe Paulus en Silas uit die tronk uitkom, het hulle teruggaan na die huis van Lydia die purperverkoopster en die broeders gesien, nie babas nie. Dis almal volwassenes. Die teks verklaar, hulle die broeders gesien en hulle bemoedig en toe voortgegaan. So die huisgesin was toe al die tyd volwassenes. Wat van die tronk se pier? Die tronkbewaarder. Toe Paulus hulle se boeie afval en hy wil hom 'n lewe, hy sê moet jy hom 'n lewe bring nie. Hy sê wat moet ek doen om gered te word? Hy sê glo in die Here Jesus, jy sal gered word jy in jou huisgesin. Glo in die Here Jesus en jy sal word jy en jou huisgesin. So, want daar staan in dieselfde nag, 12 uur die nag, middernag het die boeie afgeval. So hulle is tussen 12 uur in die nag is hulle gedoop. So hier is my vraag. Wie sê daar was nie 'n baba nie? Daar was nie een nie. Jy moet aanhou lees. Daar staan en sy hele huis het hulle verbly dat hulle vader tot geloof in God gekom het. 'n Baba sê bly sy pa bekeer nie. So get out of it. Moenie met Bybeltekste kom speel nie. Ons het God se woord. Lees jou Bybel. Lees die hele Bybel. So daar's nie regverdiging vir dit nie. So ons kan maar noem wat ons wil en noem dit maar eerder 'n inseën en wat ook al. En ek kruisig hulle nie daaroor nie. As kerke doen wat hulle wil nie. Wel, at least die Griekse kerk verstaan dit reg want hulle onderdompel babas. Hulle is amper daar.
Okay, hulle het 'n halwe waarheid nog steeds weet, want die baba het nog nie geloof bely nie, maar hulle weet ten minste wat die woord doop beteken in Grieks, baptizo. Hulle weet wat dit beteken, so die Grieke, hulle doop hulle babas. Cool, hulle kan lees, hulle weet ten minste wat die woord beteken. Ek wens net hulle kan verder lees, dit volg op jou bekering. So vriende, ek wil nie hare kloof nie, daar is die Bybel, daar is die leerstelling, vergewis jouself. My vraag eintlik maar net aan jou is, as jy sê dat ek die Here Jesus liefhet, vra ek, gehoorsaam jou. Vriende, my tyd is op.